Dit is dan ook vanoggend wat ons gaan lees. Die eerste een is Jakobus 4. Jakobus 4 vers 13 tot 17. Jakobus 4 vers 13 tot 17. Maar voor ons begin lees, kom ons maak net die woord toe en vra vir die Here dat hy ook sy woord vanoggend vir ons sal kom oopbreek. Die weet baie dankie dat ons nou voor die kan kom stil raak. Ons wil U ook kom vra, Here, ook soos wat Johan in die konsistorie gebid het vanoggend. Here, dat U ook die woord van ons vanoggend sal kom oopbreek. U wat die ewige God is. Vir ons mensies wat maar net tydelik is. Ja, Here, kom breek dit vir ons oop en gee dat dit ons ook sal verander. Dat ons as veranderde mense sal uitstap. Here, maar dat ons ook dit wat ons hoor, dat ons dit sal gaan lewe. Word U dan ook weer dit alles in die Here. Om Jesus van alleen. Amen. Jakobus 4 vers 13 tot 17. Afhanklikheid van God. Kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly. Ons sal sake doen en geld maak. Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie. Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Maar nou is julle te seker van julleself en praat julle groot. Al sulke groot pratery is verkeerd. As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde. Ons kyk ook dan na Lukas 12. Lukas 12, daar vanaf vers 15. Toe sê hy vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hulle 'n gelykenis. 'n ryk man se grond het goed gedra. Hy het toe by homself gedink, wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarom sal ek al my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk, eet, drink en leef lekker. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vannag nog sal jou lewe van jou opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy bymekaar gemaak het? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie. Ons staan reeds stewig in die nuwe jaar. En voor ons lê die onbekende 2026. Onbekend omdat ons nie weet wat presies vir ons weggelê is in hierdie jaar nie. As ons maar die uitdagings en geleenthede geken het, waarmee ons in die weke en maande wat voorlê gekonfronteer sal word, sou dit miskien makliker gewees het om ons in te stel en voor te berei. Maar ongelukkig hang daar 'n sluier oor die toekoms. Dis nie dat mense dikwels probeer om daardie sluier te lig nie. Gevolglik is daar groot getalle mense wat hulle na waarsêers, fortuinvertellers en selfs dollosgooiers wend om iets van die toekoms te wete te kom. Nog ander wend hulle tot die sterre, die horoskoop. Ek dink dit is eerder horoscoop.
Miskien moet ons maar eerder vir mekaar sê, die toekoms is in God se hande. I do not know what the future holds, but I know who holds the future. Nou het die meeste van ons seker ook al in 'n mindere of 'n meerdere mate beplan vir 2026. Want ons kan nou ook nie daarsonder nie. Ons weet wat ons vanjaar ten opsigte van die werk wil doen, ten opsigte van die boerdery wil doen, wat ons in en om die huis wil doen, en waar ons later in die jaar gaan vakansie hou, en waar en wat ons wil gaan studeer, ensovoorts, ensovoorts. Daarmee sou mense nie kon fout vind nie, maar nou hang dit af van hoe ons dit alles beplan het. Was dit binne in diepe afhanklikheid van God, of het dit nou nie heeltemal so geskied nie? Verbasend hoe dikwels ons as klein, nietige mense kan dink en optree, asof die toekoms aan ons behoort. Ja, die feit is dat soveel mense se beplanning geskied alles op 'n horisontale vlak, sonder dat God daarin figureer. Hoekom sou dit so wees? Die Bybel, spesifiek Jakobus, sê dat daar verskeie redes daarvoor bestaan. Seker die belangrikste rede hoekom baie mense op beplanning bloot hulle eie werk is en dit slegs op horisontale vlak geskied, is die feit dat daar is nie 'n vertikale verhouding in hulle lewe nie. Of anders gesê, hulle staan nie in 'n daadwerklike verhouding met die lewende God nie. Hulle ken hom nie op 'n proefondervindelike wyse as hulle Heer en Meester nie. Hulle is dood eenvoudig nie kinders van God nie. God is nie vir hulle relevant nie. Vir hulle is dit nie nodig dat God vir hulle iets hoef te sê oor hulle planne en toekoms nie. Hulle kan blykbaar sonder hom klaar. Die Bybel het van ons 'n voorbeeld van die hardwerkende boer, wat sy hele boerdery goed beplan het. Hy het met goeie beplanning en harde werk voorsiening gemaak vir die toekoms. Sy beplanning was egter net in terme van die materiële en die fisiese. Daar was geen plek vir God in sy beplanning nie. Hoor 'n bietjie, wat sê die Bybel was sy topprioriteite, 'n lewe waar hy kon eet, drink en lekker leef. Geen wonder nie dat die Here vir hom toeroep, jou dwaas. Is dit nie ook waarteen die woord van God ons vanoggend wil waarsku nie? Naamlik om nie ons lewe te laat opgaan in die soeke na aardse rykdomme en genietinge, asof dit die enigste waardes in die lewe is. Dit is 'n geval van prioriteite wat moet reg wees. Dit is die ou Bybelse woord van waarskuwing, wat Jakobus net hier op 'n ander manier onder ons aandag wil bring. Wat sal dit baat as ek die hele wêreld wen, maar aan my siel skade ly? Jesus het in die bergpredikasie vir ons geleer wat ons prioriteite moet wees. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Besittings, rykdom en oorvloed ten opsigte van die tydelike het nog nooit vir enige mens ware vrede en sekuriteit gebring nie. Dit moet gepaard gaan met 'n nederige geloof in God wat dit alles moontlik maak.
Kyk na Saggeus, wat eers na sy ware bekering, nadat hy vir Jesus in sy huis en lewe toegelaat het, die ware perspektief ten opsigte van sy baie besittings ontdek het. Here, ek gee die helfte van my goed vir die armes. Daarom moet ons daarop ingestel wees om vanjaar die kosbaarste skat na te jaag, die mooiste perl van almal, Jesus, as ons enigste verlosser. Geliefdes, ek wil dit weer beklemtoon. Die Bybel sê nie dat ons nie moet beplan vir die toekoms nie. Allermins. Trouwens, die boodskap is juis dat ons goed en deeglik moet beplan. Kom ons luister gou wat staan in Lukas 14, vers 28 tot 32. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Anders as hy die fondament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien met hom die spot begin dryf. Hulle sal sê, hier is 'n man wat begin bou het, maar nie kon klaarmaak nie. Of watter koning wat met 'n ander koning in 'n oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy 10.000 man sterk genoeg is om die ander een teen te staan, wat met 20.000 teen hom optrek nie. Anders stuur hy 'n afvaardiging om vredesvoorwaarders te vra, terwyl die ander een nog ver is. Dit is dus duidelik dat ons mag beplan. Nee, ons moet beplan. Maar dan moet ons rekening hou met God in ons lewe. Ons moet erns maak met 'n hele aantal belangrike dinge. Ons moet eerstens let op die broosheid en die verganklikheid van die menselewe. Jakobus druk dit so uit. Hy sê, julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie. Hoe gou kan dit nie gebeur nie? 'n beroerte, 'n hartaanval, 'n motorongeluk of enige ander ingryping in my lewe nie. Nou is die bedoeling nie dat ons in ons beplanning vir die toekoms elke keer die bobbejaan agter die bult moet gaan haal nie. Sê nou maar dit of dat gebeur nie. Nee. Al wat Jakobus onder ons aandag wil bring, is dat ons sal besef dat God beskik oor die lewe van die mens. Dat ons sy soewereiniteit oor ons lewe moet erken en moet bely. Dat hy die eerste en die laaste sê oor ons lewe het. As die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Maar ook hier moet ons baie versigtig wees. Dit beteken ook nie dat alles reg is as ons nou maar net op elke huweliksuitnodigingskaartjie of ander uitnodiging die afkorting DV laat aanbring. Of elke keer maar net byvoeg as ons praat, ek sal DV dit of dat doen. Dit gaan oor 'n geloofsingesteldheid wat daar by ons moet wees. Naamlik dat God oor my lewe seggenskap het en dat geen haar van my hoof sal val sonder dat dit die wil van my hemelse Vader is nie. Die afkorting DV, wat beteken Deo Valente, as God wil duidelik sê, dink verder, dink dieper, dink vertikaal. Erken God se reg op jou lewe. Laat dit 'n erkenning wees dat God my lewe in sy hande hou. En die tweede plek, moet elke gelowige mens wat beplan vir die toekoms ook weet, God het 'n besondere doel met my lewe. Jakobus sê dat ons sal weet dat die wil van die Here is
'n besondere rol in ons lewe moet speel. Ons moet absoluut ingestel wees om ons lewe in te rig volgens die wil van God. Ek weet nou nie presies hoe dit werk nie, maar die mense wat met wetvlugduwe werk, sê dat so 'n duif as te ware 'n ingeboude radar wat meebring dat al word so 'n duif waar ook al losgelaat, dit altyd weer sy koers sal vind na sy eie hok toe, al is die distansie hoe groot. Net so behoort ons as gelowiges 'n innerlike drang en ingesteldheid te hê om die wil van God na te lewe. Dit sal 'n klomp verwyte uitskakel dat my planne dalk skeef geloop het en my beplanning misluk het, omdat ek nie na God se stem geluister het. Daar is ook 'n pragtige voorbeelde in die lewe van Paulus. Hy en sy medewerkers wat lang reise onderneem het, dwars oor die bekende wêreld van hulle tyd, in belang van die uitdra van die evangelie, moes hulle reise beplan om hulle doel te bereik. Paulus het egter te alle tye rekening gehou met God in sy beplanning. En daarom was die luister na die wil van God vir hom belangrik. So lees ons dan ten opsigte van Paulus, hulle se tweede sendingreis, dat hy beplan het om na die provinsie Asië toe te gaan. Maar dan toon God vir hom dat sy plan vir hulle anders was. Handelinge 16 vers 6. Hulle het daarna deur die gebied van Frigië en Galasië gereis, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asië te verkondig. En weer staan daar, toe hulle by die grens van Misië kom, het hulle na Bithynië toe probeer gaan, maar die Gees van Jesus het hulle dit nie toegelaat nie. Hoekom is dit so belangrik dat ons beplanning ook rekening moet hou met God se wil vir ons lewe? Sodat wanneer daar beproewings kom, teenstand en krisisse, ons nie sal begin twyfel aan ons beplanning nie. Nie in moedeloosheid en depressie sal verval nie, maar sal weet dat alles in ons lewe deel is van God se beplanning. Hoekom kon Paulus en Silas die geesel slaan op hulle mens verduur? Hulle straf in die donker hole verduur, met hulle voete in houtblokke vasgeketting. En selfs onder hierdie omstandighede, lofliedere tot eer van God sing, omdat hulle die troos gehad het, dat hulle nie buite die wil van God gehandel het. Hoekom is dit so belangrik om God se wil hierin te soek? Sodat as daar moeilike tye kom, jy sal weet dat dit nie jou eie beplanning was nie, maar God se plan vir jou lewe. Geliefdes, ek sluit af. Jakobus sê ons kan maar vanjaar aanpassings by die werk maak. Ons kan boerdery tegnieke verbeter om groter wins te maak. Maar ons moet dit in diepe afhanklikheid van God doen. Ons kan maar vanjaar vir ons verskillende oorseese en binnelandse reise beplan vir vakansie of om inkomste te vergroot, maar ons moet dit in diepe afhanklikheid van God doen. Met ander woorde, ons kan maar beplan vir 2026, solang ons dit in diepe afhanklikheid van God doen. Amen. Kom ons sluit die oor. Here, ons is broos en die lewe is onseker. Maar Here, ons beplan vanjaar vir nuwe hoogtes, ons studies, ons huwelik, ons besigheid, ons boerdery, ons diensbaarheid. Want ons riglyn is die wil van God. En ons weet dat ons net ons doelwitte sal kan bereik en suksesvol kan wees as U met ons saamgaan.
Ons beplan vir 2026 Dale Valentine as God dit wil.